Vriende, goeiemôre en baie welkom by hierdie videodiens van ons. Dis vir my 'n groot voorreg om op hierdie Vadersdag ook hierdie diens saam met julle te kan doen. Ek is baie opgewonde oor vandag, veral aan die einde van die diens, aan die einde van die video gaan daar 'n klomp videoetjies van ons gemeente se kinders wees wat hulle vir hulle eie paas gelukkige Vadersdag sê. Maar voor ons begin, kom ons raak net stil. Ek wil jou groet. Mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees deur die hele kennis van God en van Jesus ons Here. Ons gaan vanoggend luister na 'n lied. En as ons klaar die lied geluister het, gaan ons 'n teksgedeelte lees uit Johannes 4 uit. En dan gaan ons 'n bietjie saam dink en saam gesels oor wat ons kan leer by 'n pa wat homself in 'n baie moeilike situasie bevind het. Geniet die lied saam met ons, geniet die tyd saam met ons. En ons is nou weer terug. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lied, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite, prys hom met cymbale, weergalmende cymbale, prys die Heer. Prys hom met cymbale, weergalmende cymbale. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lied, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite, prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof.
Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel. Ek hoop julle het lekker na die lied geluister. As julle wil, is julle welkom om julle Bybels oop te maak by Johannes 4. Ek gaan vanoggend lees van vers 46 af. Maar voor ek lees, wil ek sommer vir julle vertel van 'n ding wat ek raak gelees het. Daar's eendag 'n persoon wat met 'n klomp kinders praat en vir die kinders vra, wat dink julle is die verskil tussen Vadersdag en Moedersdag? Kinders het 'n bietjie gedink en een van die kinders het geantwoord, ek dink Vadersdag is amper soos Moedersdag, of is amper dieselfde as Moedersdag. Ek dink net ons gee minder geld uit op Vadersdag. En toe ek dit lees, dink ek is nogal die waarheid. Dit hoef seker nie die waarheid te wees nie, maar ek dink in baie gevalle is dit so. En ek dink een van die groot redes is omdat 'n ma so groot rol in kinders se lewens speel. Nie dat 'n pa nie 'n groot rol speel nie, maar 'n ma se rol is net soveel anderster as 'n pa se, en 'n pa se rol is soveel anderster as wat 'n ma se rol is. 'n Ma kry dit reg om, of meeste ma's kry dit reg om emosioneel meer in die oomblik te wees as wat pa's dit baie keer reg kry. As ek vat in ons eie huis met ons 2 kinders, is Carla net op 'n ander vlak met die kinders as wat ek is. As ons byvoorbeeld vir die kinders moet medisyne gee, dan kry ek die gee van die medisyne reg. Ek kry dit reg om die goed in hulle mond in te kry. Maar ek kry dit om een of ander rede net nie reg om te onthou watter een van ons kinders watter medisyne moet drink, watter tyd van die dag nie. En selfs al het ek 'n lysie partykeer, kry ek dit nog steeds nie reg nie. Maar ek en Carla het al baie vir mekaar gesê, ons is 'n span, ons het mekaar nodig. Sy kan nie my rol vat nie en ek kan ook nie haar rol vervul nie. En daarom wil ons op hierdie Vadersdag vir al die pa's daar buite sê, dankie. Dankie vir wie julle is, dankie vir dit wat julle doen, dankie vir die opofferings wat julle maak vir julle gesinne. Dankie dat julle 'n rots is in die huis waar julle bly. Ek hoop en ek bid en ek vertrou dat julle ook vandag bederf gaan word. Ek wil op hierdie Vadersdag sommer met julle 'n gedeelte uit die Bybel deel, 'n bekende gedeelte, seker vir baie van ons, maar van 'n pa wat homself in 'n moeilike situasie bevind het en wat ons by hom kan leer oor hoe hy die situasie aangepak het, en miskien inspireer dit ons om anderster te doen in die toekoms. Ons gaan lees uit Johannes 4 uit, ek lees van vers 46 af, julle is baie welkom saam met my te lees. Johannes 4 vers 46. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar, wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die amptenaar vir hom, Here, kom tog voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het. En hulle antwoord hom, gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het. Hierdie stukkie in die Bybel is 'n bekende gedeelte, maar ek dink die gedeelte wat hom vooraf gaan, is 'n gedeelte wat ons meer lees, en ek dink veral op hierdie Vadersdag is daar 'n paar belangrike lesse wat ons kan leer. In die begin van Johannes 4, of die eerste gedeelte van Johannes 4, lees ons die verhaal van Jesus wat by die put in gesprek was met die Samaritaanse vrou, en hoe sy hom aangehang het en sy woorde aangehang het, en hoe sy graag wou gehad het wat hy haar kon gee, alhoewel sy aanvanklik nie besef het wat hy haar regtig kan gee nie. En nadat sy 'n klomp goed gehoor het sy teruggegaan na haar mense toe, na haar dorp toe, en sy het hulle almal genooi,
En daai hele dorp het in geloof gekom, tot geloof gekom in Jesus. Die Samaritane het nie 'n wonderteken nodig gehad om te begin glo nie. Hulle was oortuig dat Jesus iemand baie spesiaal is, net deur dit wat hy gesê het. Dit is vir my so interessant as mens deur die Bybel lees hoe verskillende mense of verskillende kulture vir Jesus anderster ervaar het en hoe hulle hom anderster benader het. Die Samaritane het begin glo net deur dit wat hulle gehoor het, soos wat ek nou reeds gesê het. Dan die Jode was bietjie anderster. Die Jode het gesien wat Jesus gedoen het. Hulle het die wondertekens gesien, hulle het die wonderwerke gesien, maar hulle het hulle self verset teen Jesus. En vir die van die kinders wat dalk nie weet wat beteken verset nie, beteken om jou rug te draai. Hulle het nie gehou van wat hulle gehoor het nie, hulle het nie gehou van wat hulle gesien het nie, en daarom het hulle besluit, ons gaan nie hierdie Jesus volg nie, ons wil nie hoor of sien wat hy doen nie. En hulle het in 'n ander rigting ingegaan, maar die Galileërs, en veral die ou van wie ons nou gelees het in Johannes 4, het geglo in Jesus. Hulle het gesien wat hy gedoen het en hulle wou hom volg. Maar ek dink hulle geloof was nie noodwendig eg nie, want hulle het die wondertekens gesien en hulle het dit bewonder. Hulle het nie agtergekom wie Jesus regtig was nie. So Jesus is weer terug in Kana. En Kana is die plek waar hy sy eerste wonderwerk gedoen het, waar hy by die bruilof die water in wyn verander het. En dit is in 'n mate voel dit vir my of dit 'n sirkel is wat voltooi word as Jesus die tweede wonderwerk doen in Kana. Met die eerste wonderwerk waar hy die water in wyn verander het hy 'n gesin of 'n familie gered van groot skaamte. Die familie was veronderstel om genoeg voorraad te hê vir alles vir die duur van die bruilof, maar hulle het nie genoeg wyn gehad nie. Dit sou 'n groot skande gewees het vir hierdie familie. Maar Jesus kon ingryp, hy kon wyn vir hulle voorsien en hulle is gered van 'n groot skaamte. Maar met sy tweede wonderwerk het hy meer gedoen as dit. Hy het 'n seun se lewe gered, maar eintlik 'n gesin gered, want hierdie gesin, soos wat ons lees in die teks, het tot geloof gekom in Jesus. So Jesus is in Kana, en terwyl hy in Kana is, ontmoet hy hierdie man van Kapernaum wat 25 km gestap het om hom te kom sien. Hierdie man moes iewerster gehoor het wie hierdie Jesus is, en hy was beïndruk met wat hy gehoor het, of wat hy dalk gesien het. En ons moet nou onthou, ons lees aan die einde van die evangelie van Johannes, dat ons nie dat al die wondertekens wat Jesus gedoen het nie neergeskryf is nie. So dalk het hy iewerster te doen gekry met Jesus, dalk het hy iewerster 'n wonderwerk gesien, en hy het besluit, toe sy seun siek is, ek moet by Jesus uitkom, want hierdie Jesus sal my kan help. Herodes Antipas was in beheer in daai tyd, en hy het Kapernaum gebruik as 'n basis. Kapernaum was op die weg tussen Sirië en Egipte, so dit was 'n handelsweg gewees, en Herodes Antipas wou seker maak, hy weet wat in en uitkom, sodat hy kan voordeel trek uit dit. So hy het belangrike mense daar gesit, regeringsamptenare, maar hy het ook soldate daar gesit. So hierdie man wat na Jesus toe kom, het 'n hoë status gehad. Hy was in status heel moontlik belangriker as Jesus, maar steeds het hy besluit, hy wil na Jesus toe kom. Hy was diep bekommerd oor sy seun. Hy het hierdie tog van 7 tot 8 ure aangedurf om by Jesus te kom, om vir Jesus te kom vra, kom help my. En alhoewel hy 'n belangrike persoon was, alhoewel hy dalk in status belangriker as Jesus was hierdie saak vir hom belangrik genoeg dat hy self gestap het. Hy het nie een van sy werkers gestuur nie, hy het nie een van sy minderes gestuur nie, hy het self hierdie tog aangedurf om by Jesus uit te kom. En as hy by Jesus uitkom, of hulle het in daai tyd geglo in wondertekens. Hulle het geglo dat daar wonderwerke kan gebeur. Hulle het geglo dat daar genesingswonders kan gebeur, maar hulle het ook geglo dat die persoon wat die genesingswonder doen, moet daar wees waar die siek persoon is. Maar in Jesus se geval is dit bietjie anderster. Jesus is nie beperk tot die plek waar hy die wonderteken doen nie. Baie van die wondertekens wat hy gedoen het, of baie van die genesingswonders wat hy gedoen het, was hy by die persoon wat siek was teenwoordig, maar in hierdie geval lees ons dat die seun op 'n ander plek was,
En hierdie man, hierdie regeringsamptenaar moes maar glo dat sy seun gesond is. Jesus was nie op die plek nie. Hierdie regeringsamptenaar was redelik desperaat geweest. Sy seun lê op sterwe en hy weet nie heeltemal mooi wat om te doen nie. Hy stap ver na Jesus toe, hy kom by Jesus, hy vra vir Jesus, kom maak my kind gesond want my kind lê op sterwe. En dan gee Jesus vir hom hierdie klipharde antwoord. Jesus sê iets vir hom wat nie daai tipiese what would Jesus do antwoord is nie. Jesus sê vir hom, as julle nie wondertekens sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe ek hierdie gedeelte 'n paar keer gelees het en oor dit gedink het, het ek by myself gedink, maar wat gaan mense van my sê of van my dink as ek in hulle nood vir hulle sê, maar julle nood is nie belangrik genoeg nie. Maar ek dink Jesus het 'n doel gehad. Hierdie regeringsamptenaar het nie na Jesus toe gekom omdat Jesus die seun van God is nie. Hy het heel moontlik na Jesus toe gekom omdat hy 'n wonderwerker is, omdat hy wonderwerke kan doen. En Jesus sit hom so eintlik so bietjie op sy plek as hy vir hom sê, maar as julle nie wonders sien nie, dan glo julle nie. En dan besef hierdie man, maar dalk moet hy 'n ander gesindheid hê. En dan sê hy vir Jesus, Here, kom help my kindjie voor hy sterf. Hierdie regeringsamptenaar kom voor 'n moeilike keuse te staan. Hy moet kies, gaan ek vir Jesus oortuig om my kind te kom gesond maak, omdat ek 'n hoë status het, of gaan ek vertrou dat dit wat hy gesê het, regtig gaan gebeur, en in 'n kort oomblik het hy 'n vinnige besluit gemaak, en ek dink hy het die regte besluit gemaak. Hy het besef dat hy moet vertrou, hy moet glo dat dit wat Jesus gesê het, gaan waar word. En op daai punt kon hy toe beleef wie God regtig is en hoe lief God regtig vir hom is. Die res van die verhaal ken ons. Ek dink as ek in my gedagtes moet dink hoe dit moes afspeel, het hierdie regeringsamptenaar heel moontlik die aand oorgeslaap iewerster, omdat dit 25 km se stap is wat voor lê, omdat dit 7 tot 8 ure is wat hy op die pad gaan wees. Ek dink as dit in ons tyd was, sou hy heel moontlik 'n voice note wou stuur en vir sy familie vra, maar wat het gebeur? Is die kind gesond? Laat weet net vir my wat gaan aan. Maar hy kon nie. Hy moes geduldig wag. En ek dink hy het die volgende oggend baie vroeg opgestaan en die tog terug aangedurf. En iewerster langs die pad het sy mense van voor af gekom en vir hom gesê, jou kind lewe. En iewerster moes hulle seker by een of ander vorm van 'n sonhorlosie gaan staan om sin te maak van hierdie hele situasie. Vertel vir my wanneer my kind se koors gebreek het. Dan vertel hulle vir hom, dis hierdie tyd, en dan dink hy terug, maar dis dieselfde tyd as wat Jesus gesê het, my kind gaan lewe. Ek dink hierdie pa kry iets reg wat ons baie keer mee sukkel. Of ek dink hierdie pa kry iets reg wat ons as mans of ons as paas baie keer mee sukkel. En dit is om hulp te vra. Ons as mans, ons as paas is so geneig om in beheer te wil wees. Ons hou nie daarvan om nie in beheer te wees nie. Ons hou nie daarvan as dinge nie volgens plan verloop nie. Ons hou nie daarvan as ons nie weet wat die uitkoms gaan wees nie. Ek dink so terug aan die tyd voor 'n selfoon of voor 'n GPS. Ek weet nie of dit dalk al met julle ook gebeur het nie, maar dat as 'n mens iewers terheen ry en jy is hierdie padkaart by jou en jy weet jy moet in hierdie rigting gaan, maar jy kry nou nie die plek waar jy wil wees nie, en dan sê iemand vir jou hier in die kar, maar stop net en vra iemand vir hulp. En ek weet nie of julle al hierdie antwoord gehoor het nie, wat sê iets soos, ek gaan nie stop en vra vir hulp nie, ek weet waar ons is, ek is goed met rigting, ons gaan uitkom waar ons moet uitkom. Die eienskap wat vir my uitstaan van hierdie pa, is dat hy gevra het vir hulp. Hy het besef sy seun is in 'n krisis. Hy het besef hy is uit sy diepte uit. Hy het besef hy moet gaan hulp kry. Hy het homself voor Jesus verneder en net besef as Jesus nie gaan ingryp nie, kan hy niks verder doen nie. En hy het nie opgehou tot daar iets gebeur het nie. Hy het nie opgegee en net weggeloop nie. Hy het aanhou probeer en aanhou probeer. Wat kan ons by hierdie pa wat in hierdie moeilike situasie
was leer in hierdie tyd, vir Vadersdag dalk. Ek dink daar's 3 goed wat ons by hom kan leer. Die eerste ding wat ek dink ons by hom kan leer, is dat ons kinders voor God se voete moet bring in gebed. Ons moet ons kinders in gebed voor God se voete bring. Dis amper al wat ons kan doen. Ek weet, 'n mens kan nou 'n klomp ander opsies probeer, 'n mens kan na dokters toe gaan, 'n mens kan na spesialiste toe gaan, 'n mens kan terapeute probeer. Daar's soveel plekke waarheen 'n mens iemand kan vat wat dalk siek is of dalk swaar kry. Maar ek dink die eerste plek waarheen ons kinders moet vat, of die mense vir wie ons lief is voor God se voete. Die tweede ding wat ek dink ons by hierdie pa kan leer is om te volhard in gebed, om nooit op te hou om te bid vir ons kinders nie, om nooit op te hou om te bid vir die mense vir wie ons lief is nie. Ek was bevoorreg om in my eerste gemeente waar ek was, saam met 'n afgetrede predikant te werk, iemand by wie ek ontsettend baie geleer het, veral oor gebed. En hy vertel my hoe sy ouers die bidders in hulle familie was. Sy ouers het 7 kinders gehad, as ek reg onthou, waarvan hy die oudste was, die oudste seun, en hy het 6 sissies gehad. En sy ouers was die bidders. En hulle kinders, of die kinders, het elkeen ook 'n klomp kinders gehad, en hulle kinders het ook kinders gehad, so hulle het 'n groot familie gehad, en sy pa en ma het dit op hulle gevat om vir elkeen in hierdie familie te bid. En toe sy ouers op 'n baie hoë ouderdom oorlede is, het hierdie ou kollega van my besluit, maar hy gaan dit doen. En is dit nie wonderlik om te weet, of sal dit nie wonderlik wees om te weet dat daar iemand in my familie is, of iemand in my vriendekring is, wat spesiaal vir my bid nie, wat spesiaal vir my behoeftes bid, wat spesiaal my voor die Here se voete gaan neerlê. Ons mag nooit ophou bid vir ons kinders nie, vir die mense vir wie ons lief is nie. Ons moet altyd volhard in gebed. En dan die derde ding wat ek dink ons kan leer by hom is om nederig voor God te kom staan. Hierdie regeringsamptenaar het status gehad, hy het gesag gehad, hy kon vir Jesus probeer oortuig om in sy behoeftes te voldoen, maar hy het besef daai pad gaan nie werk nie, daai roete gaan nie werk nie, en hy het homself verneder voor God, en hy was afhanklik gaan wees. En dit het my so laat terugdink aan 'n keer toe ons in 'n moeilike situasie was. Marissa, ons dogtertjie, was so 3 of 4 maande oud en sy is gediagnoseer met die RS-virus. Sy is opgeneem in die hospitaal, en daai week, daai proses, daai journey in die hospitaal was vir ons moeilik geweest. Ek was by gewees toe hulle hierdie klein lyfie moes vat om by haar te laat bloed trek. Ek was by gewees toe hulle haar op suurstofbehandeling moes sit. Ek het gesien hoe haar ma haar vashou, hoe Karla haar vashou, en hoe hierdie dogtertjie vir wie ons so lief is, so broos is. En ek wou teen die mure uitklim. Ek wou vir die dokter gaan sê, maar doen iets, maak haar beter. Ek wou vir die suster sê, gee vir haar beter sorg. Ek wou my gesag gebruik, of my posisie gebruik, om vir hulle te oortuig om beter te sorg vir ons dogtertjie, maar ek kon nie. Ek het net besef, ek kan nie. Ons het besef ons moet bid, en dis wat ons gedoen het. En in die gebed, of in die proses van gebed, het ons die Here op soveel maniere ervaar. Ons het ervaar hoe hy vir ons lief is. Ons het ervaar hoe hy vir ons goed is, deur dit wat mense vir ons gebring het en gedoen het. Maar ons het ook besef dat daar maar tyd is. Ons moet ook maar geduldig wees. Toe ons begin bid het dat sy gesond word, het sy nie dadelik gesond geword nie. Dit was 'n proses gewees. Maar vandag kan ons terugkyk en ons kan vir mekaar sê, die Here lewe. Hy is daar. Hy het haar genees. Hierdie 3 dinge wat ek nou genoem het, om ons kinders, of hierdie 3 dinge wat ek nou genoem het, is nie net vir paas bedoel nie, maar ook vir maas, en ook vir enige iemand wat in 'n verhouding met die Here staan, ook vir enige iemand wat in verhoudings met mense staan. Want wat meer kan ons vir mense doen as om vir hulle te bid? Mag ons nooit ophou om vir die mense vir wie ons lief is,
vir ons kinders, vir ons familie, vir ons vriende, mag ons nooit ophou om hulle voor die Here se voete te gaan neerlê in gebed nie. Mag ons altyd volhard in gebed. Mag ons nooit ophou bid nie. Mag ons nooit moedeloos word nie. Mag ons vertrou dat die Here sal uitkoms gee. En mag ons altyd met 'n nederige gesindheid voor die Here se voete gaan staan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons saamwees vandag, al is dit in vreemde omstandighede, weet ons dat U deur die Gees by elkeen van ons teenwoordig is. Dankie dat U hier is, Here, en dat U lewe, en dat U met ons op pad stap. Help ons, Here, om altyd met die regte gesindheid na U toe te kom, om altyd nederig voor U te kom staan. Help ons om aan te hou bid, om te volhard in gebed vir die mense vir wie ons lief is en wat naby ons is. En help ons, Here, om almal wat naby ons is, altyd voor U voete te kom neersit. Want ons weet, Here, daar is soveel mense wat kan help, of soveel dinge, of soveel plekke, maar ons weet, U is in beheer, U sal sorg, en ons loof U daarvoor. Here, in hierdie oomblikke kom bid ons sommer vir ons land. Ons bid vir die situasie met die virus, die COVID-19, en die inperking, en mense wat swaar kry, finansiëel, maar ook mense wat emosioneel swaar kry. Ons dankie, Here, dat U ons hoor, en dat U eintlik die pad met ons sal volhou. Bid vir ons gemeente, vir elkeen van die lidmate, die oues en die jonges, die siekes en die gesondes. Wees U, Here, op 'n baie spesiale manier teenwoordig by elkeen van hulle. En op hierdie Vadersdag, Here, kom lê ek elkeen van die paas, die oupas, die ooms, die mans in ons gemeente voor U voete neer. En ek kom bid, Here, kom rus hulle toe. Kom gee vir hulle die krag en die energie en die geduld om te wees wie U wil hê hulle moet wees. Kom gee vir hulle die deursettingsvermoë, Here, om die rots in hulle gesinne te wees. Help ons as mans, Here, om die generasie of die samelewing deur gebed te begin verander. En mag dit begin in ons eie huise. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir julle om die Here te dien, ook met julle dankoffers. Want dit is belangrik om ook vir die Here dankie te sê vir dit wat hy vir ons doen, dit wat hy vir ons gee en dit wat hy vir ons beteken. En nadat daar 'n geleentheid was vir die dankoffers, gaan ons ook 'n paar videoetjies speel van kinders in ons eie gemeente wat vir hulle paas dankie sê en gelukkige Vadersdag sê. En dankie vir elkeen van die ouers wat iewers in hierdie laaste paar weke 'n videoetjie geneem het en bereid is om dit saam met ons as gemeente te doen. Mag julle geseënd wees, mag julle gelukkig wees en ons sien mekaar binnekort. Dankie dat papa altyd saam met my op die dak klim en in die boom klim. Dankie, bye. Hallo papa, dankie dat papa my papa is. Dankie papa oor my omgee. Ek wil net sê lekker sop. My naam is Kiara Grobler, my papa se naam is Yuri Grobler. Ek wil sê gelukkige Vadersdag. Baie dankie vir al papa se liefde, drukkies en soene. En dankie dat papa die beste papa is. My naam is Aldo Haber en my pa se naam is Dion. Ek hoop my pa het 'n baie lekker Vadersdag, want ek en hy doen altyd sulke lekker goeders, soos om bal te gooi, in die bos te gaan stap en fietsry
En ek is baie lief vir my pa. Gelukkige Vadersdag. Papa. Hallo, my naam is Kelly en my pa se naam is Dion. Ek hou van my pa, want hy maak altyd vir my goeders. En hy teken altyd vir my prentjies. En hy ry altyd baie so rond. En hy dans baie lekker met my. En ek is baie lief vir my papa. Ek is Marissa. Ek wil vir my papa Jesse de Jager sê. Baie gelukkige Vadersdag. Cool. My papa is die beste. Die beste op elke dag vir ons kan gaan in skool en leer. Lieve papa. Lieve papa. Gelukkige Vadersdag, papa. Baie dankie dat papa soveel liefde vir ons gee en ons altyd veilig hou en beskerm. Ek is baie lief vir papa. Ek is baie lief vir papa. Hallo, ek is Elizabeth Hanekom en ek is lief vir Christian Jurgens omdat hy my gewys het om fietsry toe ek nog nie kon nie, omdat hy my gehelp het in die donker tye wanneer ek nie bang was en omdat hy by my was wanneer ek hom genodig gehad het. Hallo, my naam is Nicolas. Ek is lief vir my papa omdat hy vir my lekker geskenke koop wanneer ek verjaar en as ek 'n slegte droom het en dan staan hy op en kom lê 'n bietjie by my. Hallo julle, my naam is Clara en my papa se naam is Jaco Lindhout. Dankie papa vir alles wat papa vir my doen. Ek is lief vir papa en gelukkige Vadersdag. Dankie. Hallo almal, is Sandri en ek wil ietsie vir my papa sê. Ek is baie lief vir my papa en ek glo in papa altyd en papa speel altyd lekker saam met my bal en papa spring saam met my trampolien baie lekker en papa swem saam met my lekker en ek is baie lief vir papa. Hallo almal, my naam is Handu Ras en ek wil net vir my papa ietsie sê. Hallo papa, ek is baie lief vir papa en dankie vir alles wat papa vir my doen en papa is my held. Gelukkige Vadersdag! Liewe papa Johan Kotse, ons is baie lief papa. Dankie dat papa vir ons so mooi sorg en dankie dat papa altyd saam met ons wegkruipertjie en speletjie speel. En dankie papa dat jy so met ons aan trampolien kan spring en thuis is speel en ek mis jou baie. Bye bye. Bye bye. Ek is Frank Raken. Ek wil net sê gelukkige Vadersdag aan my pa. Dankie vir al die hulp en ons is baie lief vir papa. Hallo, my naam is Mia Raken. Ek wil net vir my pa sê gelukkige Vadersdag. Dankie dat papa vir ons sorg en vir ons lief is. My papa Arno Mare. Hy is so sterk. Ek kan nie my oë glo dat hy al vir my partykeer speelgoed bou of iets. Partykeer maak hy lekker goed vir my, partykeer speel hy met my, partykeer ry hy fiets met ons, partykeer doen hy goed met ons, partykeer doen hy huiswerk met ons, partykeer doen hy amper alles met ons. Partykeer speel hy baie met ons. Ek is baie lief vir my pa. My pa is baie lekker vir my en ek is baie lief vir hom. John Carter. Papa John Nino Carter. Met 2 kleintjies en 'n vrou. Dankie dat jy saam met ons tee drink op die dak. Dankie papa dat jy met ons wit jassies doen. Dankie papa dat jy met ons kunsklasse doen. Dankie papa dat jy ons help om op die klip te klim. John Nino Carter. Wat het jy vir hom geteken?
Hy braai. Braai, hè? Wow, dis so cool. En jy het van 'n klip ook gemaak. Daar staan. You rock dad. Oh, dit is awesome. Wil jy nog iets vir pappa sê? Ja. Sê vir hom. Dankie pappa dat jy op die klip saam met ons klim. Dankie pappa dat jy Chickie my liedjies braai. Dankie pappa dat jy op die dak saam met ons is. Ek is baie lief vir jou pappa. My pa, Arnie Marais, is beslis die beste pa op aarde en die slimste. Hy help my enige tyd met my wiskunde en my klein boetie met sy graad 1 werk. Hy elke aand in die aand as ek gaan slaap, dan sit hy my in my bed en bid vir my. Ek voel so spesiaal en hy doen amper alles vir my. Hy's 'n kabinetmaker en hy kan amper enigiets vir my maak. Ek is baie lief vir jou, pappa. Hallo almal, ek is Mia de Klerk En ek is Joshua de Klerk. en ons pa is Rolof de Klerk. Wat ek baie hou van my pa is hy weet wat ons elkeen se gunsteling sjokolade. En hy vat ons almal na lekker plekke toe. Hy help my altyd met my wiskunde. En hy speel saam met my buite. Dis hoekom ons baie van ons pa. Ja. Okay, ons gaan hom weer doen.